Goeiemôre Nuwe Lewe Kerk. Dis lekker om in die huis van die Here te wees. Stem julle saam met my? Dis lekker om die Here te dien. Nou ek is my vrou dankbaar dat sy voor my gepraat het. Andersins sou die senuwees te veel geraak het en ek dalk nou regtig 'n traanal moes pik. Dankie my vrou, jy help my regtig baie. Jammer. Ek is nie jammer nie, maar ek is jammer. Jammer dat ek water moes drink. Ek is vanoggend bevoorreg om met julle my laaste preek in NLK te deel, of Nuwe Lewe Kerk. Soos my vrou dit reg gesê het, ons is seker nou so net so oor die 4 jaar hierso. Ek het vanoggend of gisterand, toe dink ek daaraan, ons is die eerste medepastoorspaar van NLK wat in hierdie laaste 4-5 jaar uitgeplaas is. Die Here is vir ons werklik waar goed. En as ek dit sê ek dit met 'n dankbare hart vanoggend. Ek is dankbaar vir elke les wat ek geleer het. Ek is dankbaar vir elkeen wat vanoggend hier sit. Ek is uit my hart uit dankbaar. Maar ek kan nie vanoggend vir jou dankie sê soos wat ek wil nie, want my vrou het alreeds van my tyd opgeneem, so ek moet my haas om klaar te maak. Ek wil vanoggend met julle deel my laaste tema wat ek hier gaan preek. Ek hoop nie dis die laaste keer wat ek hier gaan preek nie, maar die laaste keer hierdie jaar dan. Die tema is, gaan dapper. En as jy my vanoggend vra, hoekom gaan dapper, hoekom dit 'n laaste lied? Net so met die konferensie, gee die Here vir my iets, en ons kom terug van die konferensie af, en ek dog toe, ek voel die Here lê iets anders op my hart, maar ek kry niks aanklank by dit nie. En die Here verander dit weer so in hierdie week, en die Here het vir my eintlik 'n woord vir die gemeente gegee. Ek gaan nie vandag hier weg om enigiets anders by julle agter te laat, behalwe dit wat die Here vir my gegee het nie. Ek gaan nie afgee vanoggend nie, ek wil gee soos wat die Here dit op my hart gelê het. Nou ek wil begin vanoggend om jou vraag te vra, net so 'n bietjie jou saam met my te kry. Wanneer 'n mens gaan, voel 'n mens baie onseker en selfs bang. As ons moet iets uit skuif, as daar verandering kom, dan raak ons mos maar 'n bietjie onseker oor onsself. Dit wat ek gaan doen, gaan ek dit goed doen? Gaan dit werk? Is dit reg? Here, is dit in U wil? Gereeld het ek gebid, Here, soos Moses gebid het, as U nie my vooruit gaan nie, wil ek nie gaan nie. Here, as U nie optrek nie, wil ek nie van hierdie staanplek af beweeg nie, want ek wil nie in my eie krag gaan nie. Ek wil met die krag gaan wat U vir my gegee het. Daar kom 'n tyd waarvoor ons besluit te staan en nie seker of ons die sprong moet maak of nie. Gewoonlik wil ons onsself inhou. Ons wil nie altyd, we don't want to participate, soos die Engelsman sal sê, nee. Ons hou nie van verandering nie. Wanneer ons nou nes geskop het, dan is ons gemaklik. En 'n verandering bring so 'n bietjie verandering, 'n skommeling in hierdie nes. En jy weet nie altyd waar om jou voete te plaas nie. Nou dat ek jou weet waar ek jou wil ek gou 'n gedeelte met jou deel. Jeremia 29 vers 11, hy sê, want ek weet watter gedagtes ek, nie Christus nie, die Here, aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om vir julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Nou dit is nie my teks vanoggend nie, daai is maar net soos pastoor Frans het altyd gesê, so ietsie ekstra wat ek vanoggend vir jou gee. My skrifgedeelte vanoggend is in Josua 1 vers 1, of vers 1 tot met vers 9. En as julle my sal vergun, gaan ek so tussendeur lees en met julle gesels, soos my natuur en my gemak is. Die Here het my so geskape en ek gaan dit so afgee. Hy sê, na die dood van Moses, die knegt van die Here, het die Here met Josua, die seun van Nun, die dienaar van Moses gespreek en gesê, my knegt Moses is dood. Maak jou dan nou klaar, trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk na die land wat ek aan hulle gee, die kinders van Israel sal gee. En vanoggend wil ek dit profeties so vir pastoor Frans gee. Vanoggend is jy Josua. En die Here sê, die pad waartoe jy gaan vat, het hy vir jou gegee. Die beloofde land is daar. Josua het gegaan en hy het gaan kyk na die land. En hy het gesien dat die land goed is.
Hy het gesien en hy het geweet in sy hart dat wanneer hulle dit gaan betree, gaan dit vir hulle kosbare tye wees. En die Here sê vir hom hierso, maak jou klaar. Maak jou reg. Die volgende seisoen is voorhand. As julle gedink het, dit is dat julle nou in 'n gemaksone gekom het, wil ek vanoggend vir die kerk sê, julle het 'n fout gemaak. Wag en sien wat die Here volgende vir hierdie gemeente gaan doen. Want die Here se beloftes staan altyd deur vas. Hy sê hierso in vers 3, elke plek waar julle julle voetsool op sal trap, dit sal ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het, deel. Die Here wil vanoggend nie hê dat jy moet dink, kind van die Here, ek sit maar net hier en ek gaan maar net iemand se plekkie warm maak. Nee. Elke plek waar jy jou voetsool gaan sit, gaan deel van jou erfdeel wees. Jou erfdeel is dalk nie vanoggend hier op aarde nie. En ek wil vir jou sê, wees bly dis nie op aarde nie, want hierdie aarde moet heen gaan. Hy gaan eendag weggaan. Hy gaan eendag verdor. Hierdie aarde is besig, sy tyd is besig om uit te hardloop. Maar as jy jouself gaan vasmaak aan die hemel daarbo, en jy gaan jou gedagtes daar kry, en jy gaan saam met hierdie gemeente geestelik groei, gaan jy jou voete in die gees, jou voetsool op plekke sit, en dit gaan jou erfdeel wees. Jy gaan 'n erfdeel hê in die hemel vanoggend. Jy gaan 'n erfdeel hê in die gees, wat jy nog nooit nêrens anders in jou lewe gehad het nie. Ek het nou die dag hierdie gedeelte, en ek dink ons het dit met die erfenisdiens ook gesê, die meetsnoere van die Here het vir my op lieflike plekke geval. My erfenis is mooi. Halleluja. Wat is jou erfenis vanoggend? As jy vanoggend jou voetsool bereid is om saam te trek, gaan die Here dit vir jou gee. Hy sê van die woestyn en van hierdie Libanon af tot by die groot rivier, die Eufraat rivier, die hele land van die Hetiete tot by die groot see in die weste sal julle grondgebied wees. Nou ek weet nie van julle nie, maar vanaf ek deel was van die gemeente, so hier van die 2de jaar, terwyl ek deel was van die Senbes, het die gesprek baie keer deurgekom dat ons op 'n ander plek wil uitplaas. Die Here wil of ons die gevoel was, en dit was baie keer in gesprekke, dat ons 'n kerk in 'n ander dorp ook wil plant. Nie ter wille van iemand nie, maar sodat die Here daar buite weer bereik, dat ander mense ook 'n deel het daarin. En vanoggend het ons hierdie geleentheid om te weet dat die Here gee daai grondgebied ook so vir hierdie gemeente. Hy sê, niemand sal voor jou stand hou in al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe nie en jou ook nie verlaat nie. Wees sterk en volmoed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe wat ek hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee. En vir 'n tweede keer sê die Here, wees net baie sterk en volmoed om nougeset te handel volgens die hele wet wat Moses my knegt jou beveel het. Wyk daarvan nie regs of links nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy mag gaan. Kind van die Here, as dit dalk vanoggend vir jou ook iets gaan beteken, die Here wil met jou ook vanoggend sê, wees sterk en volmoed. Moenie bevrees vir die pad vorentoe nie. Vir ons almal lyk dit so 'n bietjie onseker. As ons geweet het wat die toekoms vir ons inhou, dan sou ons bakens vir onsself opgestel het. Ons sou seker gemaak het, daar sekere mylpale waar ek verby kon loop en ek sou daarby gebly het. Maar omdat die Here geweet het dat ons raak so 'n bietjie onseker wanneer ons in 'n nuwe seisoen ingaan. Want die Here weet dat in ons hart voel ek dalk vanoggend ek is nie goed genoeg nie. Ek dink dit het reeds vanoggend hier uitgekom. Dalk voel jy vanoggend, Here, I'm not worthy. En dan wil ek vanoggend vir jou sê, jy kan na my ook kyk. Baie keer het ek gevoel ek is nie waardig nie. Baie keer het ek vir myself gesê, en ek dink my vrou het dit in die week ook gesê, baie keer het ek gedink, ek gaan dit los. Ek gaan maar 'n e-pos stuur vir pastoor Frans en op daai stadium vir oom Marius en sê dankie, dit was baie lekker. Dankie dat julle gesê het, ja, maar ek dink nie meer ek is, want partykeer raak die stryd te veel. En partykeer raak ons mismoedig. En partykeer voel ek, Here, ek kan dit nie maak nie. En weet jy wat sê die Here? Nie in jou krag nie. Want jy sien, in my krag het ek gedink baie keer dat die oorwinning is myne. Baie keer het ek gedink wanneer ek van my vloer af opstaan en ek het gebid dat ek die oorwinning ontvang. En ek wil vir jou sê, met 'n spyt het ek agtergekom dat ek het geen oorwinning ontvang nie. Christus het my oorwinning gegee. Jesus is my verlosser. Hy is my redder.
Hy's my leidsman. Hy's my stuurman. En hy het soos met Josua, het hy nie net dit gegee en vir hom gesê, ag Josua, gaan maar net nie. Hy het hom bemoedig en vir hom gesê, wees sterk, wees volmoed. Kind van die Here, ek wil jou vanoggend bemoedig. Wees sterk en volmoed. Moenie terugstaan wanneer iets jou pad langs kom nie. Wees geherinner dat jy het oorwinning deur Christus Jesus ontvang. Wees gewis vanoggend dat die Here besig is om met jou op pad te stap wat hy gister en eergister nie met jou gestap het nie. Wees bewus vanoggend dat hy jou dieper wil vat, dat hy jou verder wil vat, dat hy jou eintlik op 'n plek wil bring waar hy jou kan oplig en waar hy jou kan gebruik. Weet jy vanoggend, en ek wil dit vir jou sê, dat die Here het 'n plan met jou, waar ook al jy sit vanoggend. En as jy dink die Here is klaar met jou, wil ek vanoggend vir jou sê, jy maak 'n groot fout. He's only getting started now. He's only getting started now. Hy sê in vers 8, hierdie wetboek mag nie uit julle mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. En as ons net kan hou aan die woord van God, hierdie wetboek ook. Ek weet die Jewish Bible praat van die Torah, maar as ons vanoggend kan vashou aan hierdie wetboek, hierdie boek wat 7 maal gelouter is, hierdie Bybel, hierdie geskrewe woord van God, hierdie stukkie goud. Jy weet, this is more precious than gold. Goud word 7 keer gelouter. Hoeveel keer is hierdie woord nie al gelouter om by ons harte uit te kom en ons te penetreer nie? Jy het vanoggend 'n stukkie goud. And when we can hold fast to this, as ons hieraan kan vashou, en ons dit gebruik as ons baken, as ons hoop, as ons map, wat is dit nou in Afrikaans? Ons padkaart, skus, nou raak my Engelse airtime vanoggend op. Gewoonlik is my Engels wat opraak. Maar vanoggend het ons hierdie as 'n padkaart, as 'n rigtingaanwyser, 'n kompas, om vir ons die pad te wys. En solank as wat ons nie wyk van die woord van God nie, sal hy altyd by ons wees, en sy belofte sal vas staan. En ek wil net die laaste gedeelte lees wat die Here aan Josua gee. Hy sê, het ek jou nie beveel nie. 'n Laaste maal wat die Here vir Josua sê, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waarheen jy gaan. En ek wil vanoggend dit net vir jou sê, dat weet jy wat, kind van die Here, die Here ken ons stryd. Die Here ken ons pad vanoggend. Die Here weet waarheen ons op pad is. Jy moenie vir een oomblik dink dat hy jou gaan begewe en jou gaan verlaat nie, en dat hy altyd met jou sal wees.